Soos julle weet, is ons hierdie maand besig met 'n reeks oor die Heilige Gees. En vanoggend gaan ons voort met daardie reeks. Ek wil vanoggend vir julle in aansluiting daarby 'n gebed lees en daarmee die diens open. Dis 'n besondere gebed deur Jurk Zink. En hy bid: Here God, wat in die hoogte troon, ons slaan ons oë op na U. Ons soek U nie bokant die wolke nie. Ons soek U hier naby ons. Maar U is die heilige, magtige, verhewene. Daarom slaan ons oë op. Daarom roep ons U aan uit die diepte waarin ons leef, roep ons U aan. In die diepte wag ons op U Gees wat uit die hoogte na ons kom. Ons kan nie roep as U ons nie self die woorde gee nie. Stuur U Gees uit die hoogte dat ons kan glo, dat ons U kan lief hê, dat ons 'n woord kan vind wat U eer. In die diepte soek ons U. In al die klein dingetjies, in al die ellende wat ons mense gevange hou, in al die donker ondervindings. U is die lig wat van bo af skyn, die lewe wat van bo af kom, die Gees wat van bo af met ons praat. Stuur U Gees uit die hoogte, sodat ons nie met onsself praat wanneer ons bid nie, maar met U. Dat ons nie onsself hoor wanneer ons luister nie, maar vir U. Dat ons in U leef en nie net in onsself nie. Dat U in ons kan wees en nie net bo ons nie. Nabye God, op hierdie aarde, wag ons op U. Amen. Ek groet julle, liewe broers en susters en jongmaats, met hierdie verlange in my hart. Mag die Gees van die waarheid vandag soos 'n vars wind oor ons waai en ons harte aanraak. Mag die Heilige Gees ons vervul met nuwe lewe, ons harte warm maak met die vuur van sy liefde en ons oë oopmaak om God se teenwoordigheid in ons midde te sien. Ons begin ons erediens met 'n loflied, die pragtige lied 450. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord, U lof besing met 'n aardse stem? Yeah.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, U het ons vandag saamgebring om na U woord te luister, om U met hart en mond te aanbid. Maak asseblief alle stemme in ons stil, sodat ons alleen U woord kan hoor. Open deur U Heilige Gees ons verstand en harte vir U waarheid. Kom asseblief met U Gees in ons midde en seën ons. Maak ons vrymoedig om U en ons naaste met 'n opgewekte hart te dien. Ons wil ook graag, o Heilige Gees, in afwagting op dit wat U vanoggend vir ons wil sê, terwyl ons bly sit, lied 442 vir U sang. Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 14 en Johannes 16. En ons lees vanoggend uit die 2020 vertaling. In Johannes 14 lees ons vanaf vers 15 tot 17 en 25 en 26. En Jesus is hier aan die woord en hy sê: As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dit het ek vir julle gesê, terwyl ek by julle gebly het. Die parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En dan Johannes 16.
daar vanaf vers 12 tot 15. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Tot sover ons skriflesing. Wat is die waarheid? Dit is nie so maklik om vas te stel wat die waarheid is nie. Daar is dikwels verskillende waarhede. Dink maar aan die grootste nuusgebeurtenis hierdie week. Die oorlog tussen Israel en Iran en nou ook die VSA. Afhangende na watter nuuskanaal jy kyk, sal daar verskillende waarhede wees, waartussen ons moet kies. Neem net 'n gebeurtenis in ons omgewing, soos 'n langdurige krag- of wateronderbreking. Een sosiale media platform sê dit is weens slordige werk en slegte beplanning. 'n ander platform sê dit is weens die groot hoeveelheid skade na die afgelope tyd se slegte weer. Wat is die waarheid? Daar is selfs verskil van mening oor Bybelse waarhede. Kerke verskil van mekaar en daar is selfs verskille binne kerke en gemeentes oor die Bybelse waarhede. Is daar 'n manier hoe ons kan weet wat regtig die waarheid is? Een van die take van die Heilige Gees is om vir ons die waarheid te wys. Daarom word die Heilige Gees die Gees van die waarheid genoem. Daar is natuurlik geen twyfel dat die Heilige Gees vir ons die waarheid kan wys nie. Want hierdie waarheid kom van die mees gesaghebbende en geloofwaardige bron af. Van God self af. Van God die Vader en God die Seun en deur die Heilige Gees na ons toe. Die verse wat ons in Johannes 14 en 16 gelees het, wys vir ons 4 waarhede wat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, vir ons wys. Ons kan hierdie waarhede beter verstaan deur dit teenoor 4 leuns te stel wat in ons tyd wyd loop. Die eerste leuen sê, daar is baie paaie na die hemel toe. Dit maak nie saak of ek 'n Hindu, Moslem, Jood of Christen is nie. Ons dien almal dieselfde God. En uiteindelik sal ons almal by dieselfde bestemming uitkom. Onder ons as Christene is daar 'n meer verfynde, maar ook baie gevaarlike weergawe van hierdie leuen. As ek my bes probeer en nie te veel sondig nie, en my bes probeer om nou en dan by die Here en sy woord en sy gemeente uit te kom, sal ek hopelik darm in die hemel kom. Hierdie leuen, beide hierdie leuns, is baie ver van die waarheid af. Die waarheid is wat Jesus gesê het en waaraan die Gees van die waarheid ons herinner
Jesus het baie duidelik gesê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Johannes 3 vers 36. Maar aan almal wat hom, dis nou vir Jesus, aangeneem het, die wat in hom, in Jesus glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Die enigste manier waarop ons in die hemel kan kom, is deur Jesus en deur geloof in hom. Kom ons los die kwessie wat van hulle word, wat nie van Jesus weet nie, en nie in hom glo nie, vir die Here self. Vir ons en ons getuienis daar buite, is al wat saak maak, Jesus en geloof in hom. Met ander woorde, aanvaarding van dit wat hy vir ons gedoen het, aan die kruis en deur sy opstanding. 'n Wilskeuse vir hom beter leer ken, 'n verhouding met hom, vertroue in hom. Dit bring ons by die tweede leen. Hierdie leen sê, as ons dan net deur Jesus en deur geloof in hom in die hemel kom, dan kan ons tog maar lewe soos ons wil. Ons is mos klaar gered deur Jesus, en ons glo tog in hom. Ons gooi self ook 'n sousie by hierdie leen, deur te sê, ek is maar so gemaak en so laat staan. Ek is seker, die Here sal verstaan. Jesus sê heeltemal iets anders. Hy sê in Johannes 16 vers 12 wat ons gelees het, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Daarmee kan ons nogal saamleef. Maar wag, Jesus beskryf verder in die evangelies wat dit prakties beteken. Hy sê, julle sal mekaar dien. Julle sal mekaar nie veroordeel nie. Julle sal enige persoon wat op julle pad kom as julle naaste hanteer. Julle sal julleself verloon. Julle sal bid vir hulle wat julle vervolg. Julle sal julle vyande lief hê. As ons in die Here Jesus glo, sal ons hele lewe dit wys. Ons sal soos 'n seer oog uitstaan. Ons sal die wêreld se gewete wees. Ons sal waarlik en in alle opsigte Christene, met ander woorde Jesus Christus se volgelinge wees. Jesus het dit nie net baie duidelik gestel nie, maar self gewys wat dit beteken. Hy wat God is, het mens geword vir ons gelei en vir ons op die wreedste manier gesterf. Die Gees van die waarheid onderrig ons die hele tyd oor Jesus se woorde en sy lewe en hou dit op soos 'n spieël voor ons om ons lewens aan te toets. Die derde leen. Hierdie leen sê, die toekoms is net donker. Sommer pikdonker. Hierdie leen word aangevuur
deur die media en sosiale media wat net negatiewe en slegte nuus plaas. Daar is natuurlik meer sensasie daarin en meer geld uit slegte nuus te maak. Ek sê nie ons moet oogklappe rondloop nie, maar hierdie negatiewe bombardering maak ons net al hoe meer negatief oor die toekoms. So nou en dan kom daar op my Facebook 'n blad op met die naam The Good News Guy, wat daarom 'n bietjie goeie nuus ook deel. En julle sal nie glo wat 'n verskil dit in my wese maak en my gevoel maak om net nou en dan positiewe nuus te lees nie. Natuurlik lyk die toekoms nie goed nie. Misdaad, infrastruktuur, werkloosheid, rasisme, en so kan ons aangaan. Maar die toekoms lyk net totaal sleg, totdat ons die waarheid hoor, wat die Gees van die waarheid vir ons wil sê, oor die toekoms. Ons lees hier, dat hy die toekomstige dinge aan ons bekend sal maak. Dit sluit in, dat ons vervolg sal word as Jesus se volgelinge, maar dit sluit ook in, dat daar in die toekoms 'n dag sal aanbreek, wanneer al hierdie slegte en verkeerde en bose in 'n oogwink tot 'n einde sal kom, en vervang sal word met die nuwe en die goeie en die mooie, wat ver bo ons begrip en verstand is, vir ewig by God. Daarvoor sal die drie-enige God sorg. Die Vader sal daardie dag vir sy seun sê om te kom. Die seun wat al lankal nie kan wag om te kom nie, sal kom in mag en heerlikheid. En die Heilige Gees sal ons aanhou herinner dat daardie dag verseker kom. Die vierde en die laaste leuen vir vandag. Hierdie leuen praat direk in ons binneste in, veral as dit moeilik met ons gaan. Dit vertel my dat ek totdat Jesus kom, maar alleen moet aansukkel met my probleme. Dit oortuig my dat my probleme tog nie vir die Here so belangrik is nie. Ek is ook nie vir hom so belangrik soos ander mense nie. Die Here is seker by meer belangrike mense en meer ernstiger probleme betrokke as by myne. Ek sit alleen met my probleme opgeskeep. Die waarheid teenoor hierdie leuen is wat Jesus gesê het. Hy het gesê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Matteus 28 vers 20. En hy het ook gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28. Maar Here, U is nou mos in die hemel. Ek kan met U oor my probleme praat, maar ek moet dit maar seker alleen dra en hanteer. Nee, sê Jesus vir jou. Ek is nou wel in die hemel, maar ek het vir jou 'n ander parakleet, 'n ander voorspraak, 'n ander trooster, 'n ander raadgewer, 'n ander helper gestuur om in my plek en vir ewig by jou, ja by jou, ook in jou probleme te wees.
Hy is by jou en hy woon in jou. Daarom sal jy hom sien en hom ken. Hy is die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. Kom julle agter dat hier 'n gemeene deler in hierdie 4 waarhede is, waaraan die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, ons herinner. Die enigste weg na die hemel is Jesus. Lewe soos Jesus ons geleer en vir ons gewys het. Hou ons oog op Jesus se terugkoms. En Jesus het intussen vir ons die Heilige Gees gestuur om in ons te woon. Jesus. Ja, Jesus is die gemeene deler. Hy is die waarheid. Hy sê self in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die waarheid is nie in die eerste plek 'n klomp feite nie. Die waarheid is 'n persoon, Jesus Christus. Hy is die ware en die belangrikste en die volle waarheid. As ons wil weet of die ander sogenaamde waarhede waar is, moet ons dit toets aan wat Jesus gesê en gedoen het. Die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat in ons woon, is altyd gereed om ons hiermee te help. Soek jy die waarheid? Volg dan vir Jesus Christus en luister na die Heilige Gees. Ons gaan nou vir julle 2 video's speel wat ons antwoord op hierdie boodskap is. Beide video's is 'n weergawe van Vlam 47, Gees van die Waarheid. In die eerste video gaan Willie Joubert dit vir ons sing. Die gedagte is dat terwyl Willie dit sing, dat ons ons oë toemaak, dat ons diep daarna luister en die Heilige Gees in ons laat werk en dan ook in ons harte saam bid. Direk daarna gaan Corrie vir ons die tweede video speel. Dieselfde lied, Gees van die Waarheid, Vlam 47. Hierdie keer is dit 'n weergawe van Universiteitsoord Gemeente in Pretoria wat dit sing. Wanneer hierdie video begin speel, dan kan ons opstaan en dan kan ons dit van harte saam sing. Kom ons begin eers deur na Willie te luister.
Baie dankie, julle kan maar gaan sit en dan dien ons die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons sluit af met lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Nee, die Here is nooit ver van jou af nie. Want die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.